ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ek moet nou vir jou sê, ek was nou besig om te kyk na die vorige opname wat ons gedoen het uit Johannes 2. Ons het gelees nou moet ek eers oopmaak, ekskuus. Ons het gelees vers 1 tot vers 12. Jesus verander die water in wyn, die eerste van sy tekens wat hy gedoen het. En ons het uit sy heerlikheid openbaar en sy disippels het in hom geglo. En toe tref ding my, en ek wil graag met jou nou daaroor gesels, maar ek wil ook net sê dat ek verstaan, omdat die Bybelstudie video's kom 1 video per week uit, en as jy nou die Bybelstudie volg, dan kan dit nou 'n bepaalde frustrasie meebring, want jy wil nou vorder in jou Bybelstudie, en jy kry net 1 Bybelstudie video week, en so aan. So dis hoekom meeste mense, of baie mense wag, totdat al die video's klaar is, en dan doen hulle die Johannes Bybelstudie, en werk die video's soos wat op hulle pas, soos wat hulle wil, hoe vinnig of hoe stadig, hulle dit nou ook al wil doen. So ek verstaan dat daar is nou bepaalde frustrasie, en ek gaan dalk nou jou frustrasie wat dit betref, so eventjies verhoog met hierdie video, omdat ek nie nou wil aangaan met hoofstuk 3 nie, want ek wil eers teruggaan na die eerste teken van die water en wyn. Nou daar is al baie daaroor gesê, maar terwyl ek na die video kyk, toe tref 'n ding my. En ek wil dit net vir jou sê met soort van die toepassing daarvan in die alledaagse lewe, en dit wat my nou regtig seën uit dit uit. So hier is die situasie. Die situasie is, die 2 mense trou, die man en die vrou trou, en die wyn is op. Nou, daar was waarskynlik begrotingsbeperkinge, jy weet, so aan, en daar was baie geld in. In elk geval, die wyn is op, en in die kultuur en dag van die tyd, is dit was 'n geweldige verleentheid, want dit is net 'n skande, jy weet, dat jy die gaste onthaal, en nou is daar nie genoeg van wyn het 'n belangrike rol gespeel, nou is daar nie genoeg nie, en dit reflekteer net baie sleg op die familie, die hele familie, almal betrokke, maar veral die bruid en die bruidegom. En so dit was 'n krisis. Gelukkig is Jesus op die toneel, Maria praat met Jesus praat met haar, Maria praat met die diensknegte, en ons weet nou die water, Jesus verander toe water, gewone drinkwater in wyn, en hy het sy heerlikheid openbaar. En dis wat my toe tref. Daar's 'n regte situasie, hier is vir my so mooi, daar's 'n regte situasie, 'n regte krisis. Ek kry elke nou en dan, en nou gepraat van frustrasie, kom ek deel met jou een van my geweldige frustrasies, as ons besig is om te praat oor die heerlikheid en waarheid van Jesus, en dan sê iemand vir my, ja, maar jy moet net onthou daar in die regte lewe. Jy weet, so asof jy nou sê, ja, maar dit werk nie so in die regte lewe nie. Blablabla. So Jesus is, jy weet, die hele praat oor Jesus en wie hy is, en sy waarheid en sy heerlikheid is, jy weet, dit is net 'n filosofiese gesprek vir vir mense wat nou niks het om te doen nie, en sit om die vuur, en waar in die ou dae het hulle nou klavier gespeel, en ons speel nou nie meer klavier, terwyl ons nou sit om die vuur, en nou soort van filosofeer oor die lewe, en so nou praat ons Jesus storieetjies, jy weet, dit is so, maar daarom moet jy nou net onthou net, dit is net storieetjies, nee, want in die regte lewe, is daar nie 'n regte Jesus nie. Ag, ek kan julle vertel hoe frustreerd my nie, en as 'n ou so praat, as 'n ou vir my sê, ja, maar jy moet net onthou daar in die regte lewe, jy weet, dan weet ek net, jy ken Jesus nie. Jy weet, en jy weet nie eers jy ken hom nie, en jy blaker dit uit sonder dat jy dit weet, maar ja, dit is net vir my 'n aaklige ding vir enige iemand om te sê. En hier is 'n regte lewe situasie. Nou, Jesus
tree op in hierdie regte ding en, ag, dankie tog. Hy red hierdie paartjie van 'n sosiale verleentheid en van die skande wat moontlik oor hulle sou kom. En ons is baie bly. Wow, tralala, kos gaan op honeymoon, jy weet, en dan gaan die lewe aan. En jy loop gevaar om die belangrikste ding te mis, rakende Jesus se optrede in 'n regte situasie. Nou, kom laat ek parallel met hierdie gelykenis, of hierdie gebeurtenis, ja, dis nie 'n gelykenis nie, hierdie gebeurtenis. 'n Regte gebeurtenis in die lewens van regte mense. Kom ek laat dit parallel loop met iets wat dalk in jou lewe is. Kom ons sê, kom ons dink nou maar net aan 'n scenario, kom ons sê, jy word afgedank by jou werk. En jy is werkloos. En jy soek nuwe werk en 1 maand gaan verby, 2 maande gaan verby, 3 maande gaan verby, dit is 'n massale krisis. En hoe meer tyd verloop, hoe erger en erger word hierdie krisis. En jy stuur jou CV's uit en jy gaan vir onderhoude en jy's hier en jy vra daar en niks gebeur. En in die hart van die saak bid jy en jy speel jou selgroep en almal bid vir jou. En jy weet, en so aan. En daar is jy in 'n geweldige krisis. Geweldige krisis. Nou, en toe, jy maak erns met Jesus en so aan, en Jesus kom in die situasie, en hy maak vir jou 'n bonatuurlike deur oop. Nou, heel wat van julle wat nou hier kyk, kan dalk, jy weet, daai situasie kan oorgetuig sê, ja, jy kon net sowel nou uit my lewe gepraat het, want dis presies wat my gebeur het, en toe het Jesus se deur oopgemaak, en ek het nie eers my CV gegee nie, en daar was nie eers 'n onderhoud nie, ek het net die werk gekry, en dit was net absolute bonatuurlike voorsiening in alle opsigte van Jesus. Halleluja! Krisis bygelê en opgelos, verleentheid weg, spanning weg, en jy kry weer 'n salaris, en jy kan weer in eer, jy weet, in die samelewing, jou dinge hanteer, en jou mense is weer veilig in voorsiening, en dit is wonderlik, en dit is raar wonderlik, en jy vertel by jou huisgroep, ek het nou werk gekry, en almal rejoice, kosbaar, wonderlik, daai krisis, dit was hom nou moeilik, maar prys die Here, hy het iets gedoen. Wonderlik, daar sê, nou gaan ons aan. Die lewe gaan aan, die krisis hou nie op nie, daar is aan mekaar krisisse en goeters en vraagstuk. En ons mis die belangrikste ding wat gebeur het. En ons sê, ons het nie die belangrikste ding gemis nie, die belangrikste ding was, ek het die werk gehad nie, toe Jesus my werk gegee. Of, in die geval van Johannes 2, jy was hier die sosiale verleentheid, daar was nie wyn nie, en Jesus het wyn voorsien, en jy weet so, want hulle het verlang gepaard hierdie mense. Jy weet, dit kon maklik vir 'n week aangaan, die huweliksvieringe, ons doen dit nou so op 'n Saterdagmiddag en 'n aand en so aan, en dan is dit nou klaar. Maar nee, hierdie ouens het dit, hulle het next level geoperate. En so, die krisis is bygelê, dankie tog, wow, is dit nie wonderlik nie? Dankie Jesus, dit sou al my groot skande gewees het, en so aan, maar jy het ons nou regtig gehelp hier, en dit is kosbaar en wonderlik. En dan was die gehalte van die wyn nog so besonder, want almal praat nou nog daarvan, daai wyn was crazy lekker. Alright, dis nie die belangrikste ding nie. Dit is die belangrikste ding, ja, maar dit was 'n regte lewensituasie, en daar was 'n regte krisis, en Jesus het die krisis opgelos, uit voorsien, uit gehelp, wat ook al gedoen, genesing gegee, of geld voorsien, of werk, of wat ook al, noem het maar op, verhouding herstel. Ja, natuurlijk is dit die regte ding. Sê, nee, dit is nie eers die belangrikste ding wat gebeur het nie. Dis wat ek vir jou wil sê. As jy dit mis, die belangrikste ding wat gebeur het, is Jesus het hulle verleentheid gehelp, is so, hy het voorsien, en alles waar, maar die belangrikste ding was, hy het sy heerlikheid openbaar, en dat ek net vir jou sê, sy heerlikheid wat hy openbaar het, is nie tot wat 'n party tricks is hy in staat nie. Hy het nie openbaar wat kan hy doen nie.
Hy het openbaar wie hy is. Dit was die belangrikste ding. Dis wat Johannes so snap, hy sê maar, Jesus se wonderwerke is eintlik tekens, wat na iets groter wys. Dit wys na nie wat kan hy doen nie, wat hy kan doen is, asemrowend, dit is so. Hy kan van vars water kan hy wyn maak. Dit is magnifiek. Hy kan. Maar as iets ver groter is, weet jy, wie is hy? Weet jy, wie is hy? Dis nie geloof in wat Jesus kan doen, wat aan jou die lewe gee nie. Dis geloof in wie Jesus is, wat aan jou die lewe gee. En die een ding wat hy ontvou, wat hy soos 'n lekker goed oopdraai, oopmaak, dit wat hy wys. Ek is so verlig oor die feit dat hy vir my 'n deur oopgemaak het om 'n werk te kry, en nou kan ek weer voorsien. Ek is so wonderlik, en dit is so 'n massale impak in my lewe, soos dit in die lewens van hierdie mense gehad het, die impak van die oplossing van moontlike sosiale ramp wat hulle sou belewe. Nee, die spanning wat net van hulle af lig, en die skande wat van hulle deure af weggehou word. Natuurlik is dit groot, dis groot. Nie by naaste, by verre is dit die belangrikste of grootste nie. Die belangrikste is die besef, weet jy wie is hierdie man? Onthou jy toe Jesus die storm stil maak? Dit was massive, dit was 'n regte storm, broer, 'n regte storm in die regte lewe, hoor? Hulle sou regtig doodgaan, en regtig dood wees, verdrink. Hulle ry in 'n regte, egte boot, hulle is op die meer van Galilea, en daar's 'n regte storm, en daar's regte wind wat waai, regte, egte fisiese wind, niks filosofies met sagte orgelmusiek in die agtergrond nie, daar's reën en storm en golwe, regte storie, hulle lewens is regtig in gevaar, regtig so. En Jesus bestraf die storm en die wind gaan lê en die golwe bedaar en hulle is gered. Hulle is regtig gered van 'n regte dood, regte fisiese verdrinking en die ondergang van hulle boot. Hulle is gered, hulle is regtig, hy het dit regtig gedoen, dit het regtig opgehou. Dit was regtig wow en absoluut amazing. Maar dis nie waaroor die disippels toe in verwondering staan nie. Hulle staan toe nie in verwondering oor, ja, kyk wat kan hy doen, wow, hè? Juggie, maar hy is al oulik. Nee, die verwondering was toe, wat 'n soort mens is dit? Dat selfs die winde na hom luister. Wie is dit? Besef jy dat die ontsluiting van jou ganse lewe lê in die ontdekking van wie Jesus regtig is? Weet jy wat is 'n groot benoudheid? Is wanneer jy dink jy weet. Ja, ek weet dit. Nee, ek ken vies. Ja, maar ek sal daar gesê, ek ken vies. Dis 'n verskriklike houding om te hê in jou hart. Nee, ek ken vies. Ja, en toe dit droog was op my plaas en toe het ek gebid en toe reën dit en ja, ek weet precies. Pas op vir daai houding. Die begeerte om te kan sien. Wie is hy? Wie is hy? Here, ek dink ek ken nie, maar ek weet nie die sekoe se oortjies van die af nie. Hierdie eerste van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid openbaar. En sy disippels het in hom geglo. Nie in sy vermoëns nie, in hom. Ja, hier is groot. Sien jy dit? So wat wil ek vir jou sê? Ek wil vir jou sê, dat daar's dinge wat Jesus in jou lewe doen en gedoen het, waar jy regte lewensituasies vir jou bygeleë het en voorsien het en gehelp het en beskerm het en jy moes eintlik in daai ongeluk gewees het en toe was jy nie en jy kan maklik mis
wat het regtig daar gebeur? En dit is, dat Jesus openbaar homself aan jou, wie is hy? Dat hy die Alfa en die Omega is, die Here van die heelal. Dat hy alles beheer. Dat hy die sleutels van die dood en die doderyk het. Dat hy die onbeheerbare beheer. En dit is in die raaksien van dit, en in die aanhou raaksien van dit, wat jou lewe onherroepelik verander. En nooit weer sal jy 'n sotlikheid kwytraak, soos ja, maar jy moet net onthou in die regte lewe nie. Jy kom agter dan dat Jesus is baie meer werklik as die werklike lewe. Hy is baie meer regtig as die regte lewe, daar in die regte lewe. Baie meer. Hy kom nie net in die situasie in 'n verander water en wyn, hy is die meester van die situasie. Weet jy wie is hy? Om Jesus te kan raak sien, die Emmausgangers, Jesus breek die brood, hulle oë gaan oop en hulle sien hom raak. Besef wie hy is. Dis daardie besef en daardie openbaring wat hulle hele lewens onherroepelik verander. Onherroepelik verander. Ek dink, as 'n mens nou so lekker ontspanne moet sit om 'n vuurtjie en gesels oor, wat dink jy nou alles? Dink ek nou, dit kan een van ons as Christene se grootste armoedes wees. Omdat ons so lank in die kerk sit, en ons hoor sulke wonderlike leringe, en doen Bybelstudies, en ons dink, ja, ons ken Jesus. En dit ontneem ons van die dringende, diepgaande behoefte om Jesus te soek, om hom te leer ken. Ons hoef hom nie te leer ken nie, ons weet wie hy. Ons grootste armoedes. Nou wil ek vir jou iets lees. Hierdie is 'n gedeelte wat jy baie goed ken. Neem ek aan. En dit is Openbaring hoofstuk 3. Jesus se brief aan die laaste gemeente. Hy was 7, hy het aan 7 regte, egte fisiese gemeentes briewe dikteer wat Johannes skrywe. En Jesus sê vir Johannes, skryf aan die engel van die gemeente van Laodiceense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, ook nie warm nie, was jy tog maar koud of warm. Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Want, hoor gou, hoor wat sê hierdie gemeente. Jy sê, ek is ryk, en het verryk geword, en het aan niks gebrek. En jy weet nie, dat het jy is wat ellendig, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Ek raai jou aan, om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. En ek dink, jy sien, dis die ding, een van ons grootste armoedes is die feit dat ons dink, ons ken Jesus. Ja, ons is ryk en het ryk geword, ek het al hierdie teachings, jong, en ek soek net mense om te teach. Hulle moet alles hoor wat ek weet. En ek besef nie, ek ken nie Jesus nie. Ek dink ek kan sien en ek kan nie. Ek dink ek is ryk en ek is brandarm. En nou sê Jesus, ek raai jou aan om van my te koop. Jy koop nou by almal, jy's hier, dan is jy daar, en hier, en so, maar ek raai jou aan, kom koop van my. Dis die uitnodiging, en dit is die grootste gebeurtenis,
van Johannes 2 is nie die oplos van die krisis nie. Dit is 'n groot ding. Dit was daar. Regte krisis, regte oplossing. Regte Jesus. Maar die grootste ding is die openbaring van wie hy is. Sy wonderteken het aan hulle wyn gegee in die tyd van hulle krisis. Maar die openbaring van wie hy is, gee aan hulle die ewige lewe vir die res van die ewigheid. Elke knie sal buig